Goeiemôre julle, dit is Woensdag, middel van die week en ek hoop julle het heerlik geslaap en dat julle uitsien na 'n wonderlike geseënde nuwe dag. Die Here Jesus is goed vir ons. Hy het ons deur die nag bewaar en vanmôre vul hy jou lewe en jou longe met sy asem. So mag jy vanmôre elke asemteug gebruik om eer te bring aan die een wat jou laat lewe. Ek lees vanoggend vir julle uit Romeine 5 vers 1. God het ons vrygespreek deurdat ons glo. En daarom is daar vrede tussen ons en God, maar ook deur ons Here Jesus Christus. Daai vryspraak waarvan Paulus hier praat, het een groot massiewe skuif gemaak, dat vrede gekom tussen ons en tussen God. Dit laat my so dink aan die ou Halleluja lied wat ons altyd gesing het, 261. Daar staan, as vrede my pad deur die wêreld verlig, as smarte my dreig te verniel, dan antwoord ek vry, watter lot my ook tref, dit is wel met my siel. Ja, julle, ons vergeet soms die ou hartroerende liedere van die kerk en die woorde is soms nog so diep en so waar vir ons vandag. En dit is eintlik my gebed vanmôre, dat die Here elke struikelblok in jou lewe sal wegvat, wat besig is om jou terug te hou. En die berg wat dan voor jou is, bid ek dat die Here dit vir jou in die see sal gaan gooi. Hou net jou oë op Jesus vandag gerig. Die wolke en die winde ken sy naam. En elke struikelblok, elke teenspoed, elke ketting, weet wie Jesus Christus is. Alles in jou lewe wat soms jou verhoed of jou keer, hulle ken vir Jesus. Hulle weet wat sy mag daarin omgesetel is en hulle is bang vir hom. En daarom kan jy maar die Here vertrou en jy kan maar weet, dit is wel met jou siel. Weet julle, ons almal wonder baie keer vir wat se doel is ons op aarde geplaas. Baie keer sit jy dalk in 'n kar, jy's vasgevang in verkeer en dan dink jy, joh, maar ek is frustreerd, ek het 'n doel nodig om voor te leef. En weet julle, gelukkig het God 'n doel en sy doel is vrede en lig. Jy moet net glo, dan sal jy weet hoekom is jy hier. En ons probleem is dat die gevolg van ons keuses baie keer skeiding bring tussen ons en die Here. Daar's baie keer hierdie diep skeur tussen ons en God. En die meeste mense besef dat hulle 'n probleem het, maar hulle weet nie hoe om daai probleem op te los nie en dit bring vir hulle frustrasie. En ons soek so baie keer na maniere om hierdie leë gevoel in ons net op te vul. En weet julle, dan kom die Here en hy sê, maar ek het vir jou 'n geneesmiddel. En daai genesing is Jesus aan die kruis. Hy het gesterf aan 'n kruis om 'n brug te bou oor daardie diep skeur. Hy het vir ons die enigste weg kom verskaf en ek en jy moet die keuse maak om daai brug oor te gaan. Hy het gekom om die verwydering tussen ons en God te kom herstel en hy het daai prys betaal vir ons verlossing. Dit is die goeie nuus van redding. En daai goeie nuus lê diep gesetel in die evangelie wat ek en jy vanmôre kan weet. God het deur Jesus homself met ons kom versoen. Daar's vrede tussen ons en God. En dis wat vryspraak beteken. Ek kan eenvoudig net vry wees. Ek kan lewe in God. Ek kan deur Jesus my doel en my potensiaal in hierdie lewe bereik, want dis hoekom ek hier is. Ek is hier om hom groot te maak. Ek lewe nie vir myself nie. Mag ek en jy vandag met daai wete gaan leef. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus vir die verlossing wat U bring. Dankie vir die brug wat vir ons gespan is, sodat ons weer by ons Vader kan uitkom. Dankie vir vrede wat gebring is. Dankie vir die eenheid wat daar weer gesmee is. En dankie dat ons dit vanmôre in U naam mag ontvang. Help ons daartoe in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Baie dankie julle almal. Hoop dat jou Woensdag wonderlik is en geseënd is. Ons praat môre weer. Totsiens.